Volksblad se jaarlikse Dink of Sink debatskompetisie is donderdag by Hoër Oranje Meisieskool gehou. 96 leerlinge van reg oor die streek het aan Eidenrondes deelgeneem. Die gemoedere was hoog voor die finaal donderdag aand in die ML Spies saal. In die junior afdeling was dit tuisvoordeel vir die twee spanne van Oranje, naamlik die Damduikers en die Breinbrekers. In die senior afdeling was dit Hoërskool Reits teen Goudveld Hoërskool van Welkom. Die eerste topic waar ons gepraat vanaand en julle gaan, as ek sê nou 5 minute hier om voor te berei, julle topic is 'n te groot ophef word van koninklikes gemaak. 'n te groot ophef word van koninklikes gemaak. Dames, julle tyd begin nou. Ons almal weet wat sy naam, wat sy geboorte datum. Of van Engeland het seker klaar wat sy maat verjaar, of wat sy verjaarsdag steek. Hierdie baie weet eers hoe mama is hier. Ophef is soos dat meisies deesdae verkeerde gaan oor Justin Bieber. En dit ry op 'n oormaat. Dis nie 'n sprokie nie ophef. Ons sit nie hier vandag as soeserie. Dis die realiteit. 'n realiteit waar die koninklikes beslis nie goed vir ons wêreld doen as hulle dit sleg doen. Hulle word beskou as die rolmodelle van die land en stel standaarde waarom mense dit moet doen. Mense word soms emosioneel afgebreek en die wil nie waarom voldoen nie. Mees ons is alleen mense en behoort nie gewone mense se waardigheid te verminder nie. Te veel beroemdes val in groot druk en stel mense, veral jong mense, te leer. Daarom is die koninklikes vir ons baie goeie ikone en rolmodelle. Hulle is mense na wie ons werklik kan opkyk. Terwyl duisende mense in piere van die honger gaan slaap, koud gaan slaap, word miljoene rande spandeer aan koningshuise en aan beeldjies wat gemaak is aan koning. Aan babas op momente, hulle weet self nie wat hulle eie naam is nie. Op momente, soveel ophef word gemaak van gewone mense soos hulle noem. Maar hoe is dit sleg? Dit bring geluk en vermaak in mense se lewens reg op die wêreld. Hulle het gepraat van mense wat krepeer van honger, maar is juist die koningshuis wat hierdie mense help en die laaste die beminderde vergis. 'n wet teen lyfstraf in die ouerhuis is noodsaaklik. Ek glo egter dat mens daar in rook gered is, teen minderjarige rook, teen minderjarige alkoholmisbruik, teen seksuele dade op minderjarige vlak, teen kinderarbeid, kan daar op 'n werkbare manier 'n wet ook teen lyfstraf ingestel word. Lyfstraf kan in die ouerhuis plaasvind. Wat ek wil nie vra, waar sou die trompie en die boks ontbende vandag gewees het as dit nie vir lyfstraf was nie? Trompie sou nie die alledaagse soetstout gewees het nie. Hy sou net gewoonweg stout gewees het. Ek sal jou graag van dat hoeveel kinders rebelleer juis teen hulle ouers as gevolg van onregmatige lyfstraf. Ons is nie teen lyfstraf as jy ook nie. Ons het dit uitgekanselleer word omdat dit nie effektief toegepas word sonder dat onregmatighede plaasvind nie. Onregverdige lyfstraf soos Johan Tender sal in sy argument vir ons uitlig.
Dit is ontzettend belangrijk, dat kinders gestraft moet worden en dat hulle moet weet dat daar 'n reg en verkeerde kant van alles is. Daarom sê ons, daar is beslis nie noodsaaklik dat er 'n wet teen lyfstraf in die ouerhuis ingestel moet word nie. Suid-Afrika is al baie onregtigheid is en lyfstraf, hierdie argaïese vorm van straf wat toegepas word, moet deur die middel van 'n wet verbied word. Almal pas nie lyfstraf op dieselfde vlak nie, soos wat gesê is. Kinders het reg op 'n veilige en gesonde ouerhuis. Lyfstraf, hierdie argaïese vorm van straf, kan ontaard in mishandeling. Dit wat ek twee keer dink, voordat jy dieselfde daag gee. Voordat jy weer aan kennis instel, dink jy aan hoe jy woorde gepraat. Jy dink as ek nou hierdie klein land van vat en my brood van gooi, wat gaan gebeur? Tog help dit jou, dit laat jou terugdink, dit laat jou dink aan die gevolge van jou dade. Die wenners is die danser. Die meneer om die wenner gerees in die junior kategorie van Duynkopsin. Ek weet nie, dis nogals 'n groot ervaring geweest en dis baie, ek dink dit is baie groot voorreg om te wen, maar ek dink terwyl ons gepraat het, was ons so onseker dat ons nooit gedink het eintlik sou gebeur. Wat die standpunt was dat die wêreld te groot ophef van koninklik is, waarin julle sonder na die kompetisie en so. Ja, ek dink dit is nogal so, ons was 'n bietjie geskrik toe ons eers die onderhoud kry, want ons het nie gedink nie, maar dit is nou so koning, sy is goed, maar na die argument of die hele debat het ons wel saam gestem. Nee, ek dink miskien gaan ek met Prins Harry trou. Ek gaan julle nog 'n bietjie op bandjie pos, okay? Ek sê hulle later vertel. Ek gaan jou fight vir Prins Harry. Wat gaan julle met julle prysgeld doen? Ek hoop. Baie die ons is vertels, ons is vir sy kinders. Okay, so jy sien uit na die extra geld. Ja, ons moet nie jok nie, julle gaan dit spaar. En die feit dat julle op momente meisies of van julle vriende was in die skool. Dit was so lekker nie, want hulle is ja, dit was my vorige spanmaats ook laas jaar so. Dit was nie lekker nie. En hulle is baie goed, maar dis daarom net debat en al. Ja, dis Die wenners van vanaand 1 Augustus 2013 se Dink of Sin kompetisie aangebied deur Volksblad is die Rydstreek. Stem julle regtig saam met julle standpunt dat daar wet teen lyfstraf by die huis ingestel word of nie? Interessante vraag. Ek dink nie dit is noodsaaklik nie. Ek die onderwerp wat jy se praat oor noodsaaklik. Ja. Ek glo dit is iets wat ons kan oorweeg. Maar ek is ook tog. Ek dink uit 'n Christelike oogpunt sou mense sê nee, lyfstraf moet nog steeds toegepas word, maar daar is uitsonderings waar dit nie effektief toegepas word nie onder mate. Ja, dis beslis 'n opsie dalk net nou die politieke kant van my word nie, nee, dis vir die loop wat dit is. So wat kry julle pak by die huis? Ja, ek het ook wat gekry. Een keer.